Aitza, slimmer werk begin hier. Aitza. Hallo en welkom by Aitza. Ek is Piet en ek gaan vir jou wys hoe om AI prakties te gebruik in jou lewe, in jou werk en in jou besigheid. Nou vandag gaan ek vir jou wys hoe om baie vinnig 'n kwotasie te maak met AI. So om dit op te stel, gaan jy op jou rekenaar 'n nuwe leer maak, okay? Jy noem die leer dan nou maar wat ook al jou besigheid genoem word, kom ons sê sommer is Aitza, en ek het 'n logo hierso en ek het besigheidsdetails in 'n Word dokument wat ek binne in Aitza gaan gooi, okay? Daar is daar binne. Dan gaan ek gou vir jou wys, die Word dokument wat ek hierso het, is baie eenvoudig. Dit is al jou besigheid se besonderhede. So dis jou naam, jou kontakbesonderhede, jou adres, jou bankbesonderhede, termes en voorwaardes, jy weet wat onder moet staan, dankie, al daai tipe dinge. Jy kan dit natuurlik alles verander presies soos wat jy dit wil hê. Ek gaan vir jou 'n template op my website sit, dan kan jy hom aflaai en net jou eie goed invul om dit vir jou maklik te maak. En dan hieronder is notes vir Cowork, soos dit is notas wat ons vir Claude gaan sê wat hy moet doen, wat hy nie moet doen nie. Dit is hoe die bedrag moet lyk, die format moet wees, dit is hoe die datum geskryf moet word, begin die kwotasienommers by Q001 en dan gaan jy aan en aan en aan. Okay, dan gaan ons Claude toe. So nou gaan ons sê new project, ons het klaar leer create, so ons gaan sê kies hom hierso, dis Aitza. En dan basies, al wat ek vir hom gaan sê is, hierso is die business details is in the Word document. Daar is die naam, our logo, daar so is die logo. So, ons gaan later die instructions baie meer deeglik doen met baie meer reëls, want dit is hoe jy dit veilig hou. So jy gaan vir hom klomp reëls gee, net soos iemand wat jy oplei om te werk, gaan jy vir hom reëls gee, jy mag nie dit doen nie, jy moet dit so doen, jy moet dat so doen. So ons gaan baie reëls daarin sit soos wat ons aangaan. Vir vandag is hierdie voldoende, okay? Ons sê create, dan is ons binne in die leer. So Claude gaan basies nou net binne in die leer werk. So ek gaan vir hom sê, create a quote for Karel Kat for 15,000 rand, including VAT. His email is hello@kudu.app. Ek sit 'n regte e-mail hier in, sodat ek later vir julle iets kan wys, okay? Maar jy sit basies e-mail daarin. The invoice is for website design. Ons maak nou maar sommer iets op, en dan gaan ek net weer vir hom sê, our business details is in this folder, and our logo is in this folder. Ek kon seker maar beter Engels gebruik het, nee, maar dit is nou maar soos wat dit is. As hy klaar is, when you are done, open the PDF so I can double check it. Cool. Hierso gaan jy sien, hy gaan vir jou by sekere stappe vra of hy mag aangaan. As jy hierso druk act without asking, dan gaan hy niks vir jou vra nie en hy gaan net doen wat hy wil. So daar begin hy nou. Die eerste ene vat gewoonlik bietjie langer, want hy gaan nou eers die konteks kry. Nee, die belangrikste, hy soek die files, dan gaan hy sy tools laai, en dan gaan hy 10 in die files lees. Daar begin dit nou, om daai konteks te kry. Dan gaan hy basies kyk of hy enige skills het, om 'n kwotasie te maak. Ek gaan dit nou vir julle wys. En daar vra hy vir jou, kan hy preview oopmaak, en sê ons allow. Dit is nou om vir ons te wys hoe die kwotasie lyk, nee? En daar is ons kwotasie, so kom ons sê, maak oop, as hy.
Hy het al die data uit die Word dokument uitgekry. Daar is die invoice wat ons in die leer gesit het in die begin. Quote nommer is reg, datum is reg, hy is valid until 5 June, dis reg, die bedrag is reg, hy het die wet uitgewerk, jou bankbesonderhede en dan die kwotasie terme en voorwaardes. Is dit nie fantasties nie? En daar is jou kwotasie. So wat ek nou vir jou gaan wys is die skill. Dit is nou die laaste een vir vandag. So jy het nou hierdie kwotasie gemaak. Die volgende keer wil jy dit met vinniger gaan. So jy gaan sê, create a skill, maak jy die slash, make, of kom ons sê new quotation, using what we just did to create new quotations. Okay? So elke keer as jy 'n kwotasie nou wil uitmaak, en sê jy net new quotation, en jy sê, kom ons sê Sarel Seemonster, sarel@seemonster.co.za, R10,000 including VAT, en dit is vir graphic design, en jy stuur hom, en daar maak hy vir Sarel Seemonster 'n kwotasie. En dit is dit vir deel 1 van Aitsa. Jy weet nou hoe om kwotasies met AI te maak. Volgende tackle ons fakture. As Karel Kat of Sarel Seemonster hulle kwotasies aanvaar, dan moet ons 'n faktuur uitmaak. Ek gaan vir jou dan wys hoe om 'n faktuur te maak in jou werkspasie in Claude, en ek gaan jou elke video 'n stappie verder vat tot jy 'n expert is in AI. Ek groet julle, ek sien julle met die volgende video.